In Jesus' naam. Ek groet vanmorgen onze leierskap. Pastor Ruben, elke ouderling, elke leier, elke kind. Kerk van God, wees gegroet. In Jesus' naam. Ek kan hier nie 'n ander naam groet nie. Ek moet die groet in die naam wat ons hier gedraag het. Ek groet die vanmorgen in die naam van my vrou. Emmanuel. Teen die struike, teen die probleme, het hy ons hier gedraag. 2025 was daar nie so 'n pragtige seisoen nie. Maar ek wil by u sê, 2026, die Here gaan 'n nuwe ding doen. Hy sê in sy woord, kyk, ek het al reeds begin. Ek doen 'n nuwe ding. 'n nuwe seisoen het aangebreek. Dit is die topik van my boodskap ook vanmorgen. 'n nuwe seisoen het aangebreek. Beloved, my boodskap vanoggend, ek wil eers vir u sê, ek wil nie sê, alle voorspoed in 2026. Ek wil nie vanoggend sê, laat die blydskap van die Here in 2026 die beskutting wees. Nou die blydskap van die Here is heeltemal iets anders. Laat ek net in my notas kom, beloved. Halleluja. Praise the Lord. Ek sal nog ek is al halfpad daar. Nou beloved, ek wil u vanmorgen bemoedig. My bemoediging vir u vir 2026 is, laat die blydskap van die Here u beskutting wees. Nou die blydskap van die Here is 'n diep God gegewe toestand. Dit is nie geluk nie. Dit is 'n toestand van rus en vrede. Dit is 'n deeg en 'n roeping. En dit is 'n bewys van die verlossing wat Jesus gebring het, wat gelowiges in staat stel om in vrede te dien. Nou beloved, dit is die gebed van my hart, dat ek en u in hierdie huis die Here in vrede 2026 sal dien. Blydskap is ook 'n vrug, deel van een van die 9 vrugte van die Gees. Maar dit is ook 'n ervaring van vreugde en positiewe welstand en tevredenheid wat gekoppel is aan die gevoel wat vir jou sê, die lewe is die moeite werd. Ek wil vanmorgen vir u sê, die lewe is die moeite werd. 2026 gaan vir u die moeite werd wees. Dien die Here in blydskap. Nou ware blydskap, ek wil vir u vanoggend bemoedig en sê, ware blydskap begin by God. Dit is nie deel van my boodskap nie, dierbare, dit is nie ter inleiding. Maar ek wil hê jy moet lekker stap, jy moet lekker hardloop. As jy daar in die voorste linies is en jy is daar in die gevegte, wil ek jy moet veg met blydskap. Jy moet blydskap aan, blydskap bring oorwinning. Blydskap bring deurbraak. Die eerste rede, ek wil vanmorgen vir u sê, die eerste rede vir ons om bly te kan wees, as God het ons gemaak. Niemand anders het ons gemaak nie. Die mens kan nie ons maak nie. Die mens het ook niks vir ons nie. God het ons gemaak. Ons is sy eeuwbeeld en ons is syne. Ek wil vanmorgen vir u sê, ware blydskap en egte blydskap begin by die Here. Egte blydskap word nie by verkeerde plekke of verkeerde mense gevind nie. Ek wil vanmorgen bemoedig, ek dink dit het al uitgegaan oor nuwe jaar en Kers. Oor die Kersboodskap het al uitgegaan. Maak seker en kyk wie is in jou land. Kyk wie is in jou tuin. Kyk wie is in jou geselskap. Ek wil vanmorgen encourage. Consume with the godly. 2026, consume with the godly. Beloved, dan wil ek vir u sê, dan wil ek kom by beskutting. Nou beskutting, sê vir my, ek kan skynlik vind. Dit is om iets of iemand te beskerm en veilig te hou en om te bewaar. Psalm 121:1-8 sê, die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skadu aan jou regterhand. Die son sal jou nie bedags nie steek nie. Die maan kom nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar van elke onheil. Ek wil u vanmorgen bemoedig en vir
Maar wat sê die woord van die Here? Geen wapen wat teen ons gerig is, sal teen ons uitkom. No weapon formed against us shall prosper. No weapon formed against us in 2026 shall prosper. Ek wil u bemoedig met 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter. Wees waaksaam. Die vyand loop soos 'n brandende leeu om te verslind. Maar ek wil by u sê, die Here, die Herder, hy maak ons toe. Die naam van Jesus is 'n sterk toorlig. Die regverdiges kan daarin hardloop en hulle word beskik. Amen. Jesaja 37 vers 5 sê, ek sal die stad beskik en ek sal die stad red. Prys die naam van die Here. Dit is my bemoediging by u vir 2026. Nou my boodskap kom met Joshua 1. Beloved, ek weet nie, is nie maklik om hier te staan nie. Het sal nooit vir my maklik wees nie. Ek weet nie waar ek by hierdie week bevind nie. Ek het my afgesonder, maar ek kan vir jy sê, as die Heilige Gees oorneem, en die Heilige Gees bedien, dan word jy in oorvloed bedien. Ek was in oorvloed bedien. Ek het so baie om met die vanoggend te deel. Maar ek wil met die deel Joshua 1. Die Here sê aan Joshua, jy kan dit gaan lees as jy die Bybel sê. Hy sê, my dienaar, Moses het gesterf. Hy sê, Moses het gesterf. Moses se seisoen was verby. Hy sê vir Joshua, ek wil hê jy moet die volk lei. Hy sê, ek wil hê jy moet die volk lei. Maar hy sê ook, hy gee hom ook die waarborg. Ek is met jou. Soos ek was met Moses, so sal ek wees met jou. Soos ek met jou was in 2025, so sal ek met jou wees in 2026. Maar hy sê ook, wees sterk, be strong and courageous. Wees sterk en wees volmoed. Ons kan nie ingaan en ons lokaal hande gaan weg nie. Nee, ek wil byvoeg by Oudtshoorn. Ek wil sê, trek die volle wapen in rusting aan. Want die geveg is nie oor nie. Die geveg het nou reeds begin. Maar wees sterk en wees dapper. Amen. Beloved, ja, ek kyk na hierdie boodskap en ek bepeins hierdie boodskap en ek besef, ons gaan hier so baie man. 2025 was daar nie 'n maklike jaar nie. Maar ons het deurgedruk. Nie op ons eie krag nie. Maar deur die krag van die opstanding. In God se krag. Dit laat my dink aan Gideon. Die Here roep vir Gideon, die Here praat met Gideon, die Here sê vir Gideon, ek wil hê jy moet gaan. Ek wil hê jy moet hardloop. Gideon sê, Here, maar my familie is aan die geringstes. Ek is niks weet nie. Ek is aan die swakste. Ek wil die vanmôre bemoedig en sê, moet u nie gering ag nie. Moet u die familie swak ag nie. Ek wil vanmôre vir u sê, u is die kop. U is nie die sterk nie. You are royalty, man. You are royalty. You are royal priesthood, sê die woord van die Here. Amen. Ja, en ek wil vir u sê, Gideon het gegaan. Hy was gehoorsaam en het gegaan van oorwinning tot oorwinning. Dit laat my dink aan hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Hierdie vrou ly vir 12 jaar ly sy aan bloedvloeiing. Jy kan gaan lees in Markus. Maar hierdie vrou het besluit 2026 gaan ek deurdruk. Amen. Ek gaan niks saamvat nie. Van 2025 nie. 25 so goed moet in 25 bly. Come on now. Ek wil vir julle vanmôre sê, hierdie vrou het besluit sy gaan deurdruk. Maar die Bybel sê vir my, daar was ook 'n skare. Nou ek dink hierdie vrou se siekte en sy toestand was nie so want sy is die probleem nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, die skare was die probleem.
Want die skare, soms dink die skare en die mense wat rondom Jesus is, soms dink hulle om naby Jesus te wees, maak alles reg. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, as jy in die skare is en jy nie medelee nie, jy het nie gevoel nie, en jy kan nie daar die vrou se hartseer sien nie, en jy kan nie daar die vrou se seer sien nie, jy kan nie daar die vrou se toestand sien nie, dan is jy nog ver van Jesus. Jy kan saamloop, maar as jy nie gevoel het nie, dan is jy 'n blokkade. Ek wil vir julle lees dat ek neergepen het. Hulle dink om naby Jesus te wees was genoeg. Maar nabyheid sonder medelee is leeg. U kan saam met Jesus stap, maar u moet ook ruimte maak vir gebrokenes, vir siekes, vir die wat honger is, vir die wat dors is. As ek en u nie ruimte gaan maak nie, gaan daai mense nie gevul word nie. Kom ons wees nie selfsugtig nie. Nou beloved, hierdie mense se trots, nou ek en u, ek wil vanmôre met die kerk van God praat. Ons is so trots. Ons wil net saamloop. En ons dink so lank vir saamloop, is ons alright. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is nie alright as jy saamloop nie. Jy is net alright as jy plek maak. Ons moet eerlik wees vanoggend, beloved, kerk van God, ons moet eerlik wees. Ons gesindheid, ons trots, ons oordeel, ons heiligheid, dit kan 'n hindernis wees, wat ander moet oorklim om by Jesus te wees of om hom te bereik. Nou beloved, ek en u, ander mense, die mense daar buite is nie die hindernis nie. Ek en u is die hindernis. Ons raak die struikelblokke. Die verkeerde goed waarmee ons besig is in die huis van die Here, dit raak 'n struikelblok van my broer wat hier inkom, van daardie besoeker wat hier inkom. Ek wil vir vanmôre sê, dat ons nie die hindernis op die struikelblok wees nie. Ek wil vir vanmôre sê, ons hou daarvan. Ek praat van myself, ek is ingesluit in hierdie boodskap, om saam met hom en in die skare te wees. Maar beloved, ons vergeet van die roeping. Die roeping is om Jesus Christus sigbaar te maak aan die wat hom nie ken nie. Om Jesus Christus sigbaar te maak aan die gebrokenes, aan die siekes, aan die wat verlore is en die wat besig is om verlore te gaan. Beloved, ek besef as iemand deur ons moet kruip, as iemand deur my moet kruip om Jesus te sien, dan is ek mos die blokkade. As iemand by die pad het moet druk om 'n verhouding met Jesus aan te neem, om by sy genesing uit te kom, dan is ek mos die blokkade. Dan is iemand wie die blokkade is. Kom ons dien die Here met blydskap. Blydskap bring vrede mee. Die blydskap van die Here bring vrede mee. Die blydskap van die Here bring verlossing. Dit bring genesing. En dit is met daardie blydskap wat ek en u moet hardloop. Ja, Here. Amen. Thank you, Lord. Die Gees van God sê vanmôre, beweeg. Beweeg. As God begin beweeg, wie kan hom keer? 2026, kom ons beweeg. Kom ons gee pad. Kom ons maak plek. God sê in sy woord, moet nie blokkeer wat ek oopgemaak het nie. Jesus het nie gekom om skades te bou nie, maar Jesus kom om toegang tot herstel te bied. Jesus kom, beloved. Hy kom nie om te sê, ek is Jesus nie. Ek is die verlosser nie. Hy het vergeet van status. Ek sê gister met iemand, ek praat met iemand en ek sê, as ons gaan kyk in die woord van die Here, het u al iemand gesien? Het u al gehoor Moses sê, ek is apostel Moses? Het u gehoor Joshua sê, ek is apostel Joshua? Kom ons vergeet hierdie jaar van die status, man. Kom ons vergeet hierdie jaar van die posisie. Kry jou posisie weg om oop te maak, sodat die wat die Here nie ken nie, kan inkom.
En ons desperaatheid, en hierdie mense se desperaatheid, moet nie veroorsaak word deur gelowiges nie. Ek wil vanmôre vir die sê, beloved, ons moet nie die rede wees dat mense moet harder veg, wat hulle al reeds weggeneem. Daar die man daar buite, hy is al reeds so vol struikelblokke, hy is al reeds so vol struike, man. Het gaan nie goed nie, maar dan kom ek en u, ons kom wees nog die blokkasie. Ons kom wees nog die struikelblok. Ek en u moet nie die rede wees dat mense harder moet veg as wat hulle al reeds doen nie. Moet nie dat, ek wil vir u vanmôre sê, keer van God, ons moet nie dat ons trots of ons behoefte om gesien te word die hindernis word wat iemand weghou van sy deurbraak of sy oorwinning. Ek en u nie, dat ek en u nie by daardie punt kom wat ons so behoeftig is nie, dat ons mense verhinder om by hulle deurbraak te kom. Die disippels loop saam met Jesus, maar hulle verhinder hierdie vrou. Hulle maak Jesus toe. Hulle dink om naby hom te wees gaan alles solf. Maar hulle vergeet, hulle moet oopmaak. Soms vergeet ons disipelskap. Soms vergeet ons hoekom ons geroep is, hoekom ons uitverkies is. En soms vergeet ons die plan wat die Here met ons lewens het. Die plan wat die Here met my lewe het, is om nie hier om hier te staan en om mooi te lyk nie, en om 'n mooi boodskap te bring nie. Die plan wat die Here met ek en u se lewe het, is om oop te maak, sodat ander kan redding vind, sodat ander by die deurbraak kan kom. Maar beloved, ons is te trots. Ek wil vanmôre by u sê, ons is te trots. Kom ons laat hy trots. Ons sê dit leer in 25. Paulus sê, kom ons vergeet van die dinge wat agter ons is. Kom ons trek ons uit vir dit wat voor lê. Kom ons trek ons uit vir dit wat voor lê. Kom ons hardloop met blydskap. Kom ons gaan in 'n nuwe seisoen met 'n nuwe mindset. Daai mindset van Egypt. Prys die naam van die Here. Kom ons los daai mindset van Egypt. Kom ons los dit daar en ons vergeet daarvan. Ek wil die vanmôre sê en bemoedig, ware disipelskap is nie om naby Jesus te wees nie, maar om plek te maak vir ongeredde siele en ongeredde mense. En dan kom dit is tyd. Dit is tyd, in 2026 wil ek hê, dis die begin. Dis die begin van 'n nuwe seisoen. Ek wil nie ek en u moet môre ondersoek nie. Ek wil ek en u moet vanoggend. Kom ons doen vanoggend self ondersoek, man. Kom ons vra vanoggend onsself. Lei ek nog mense na die Here toe? Lei ek nog mense na die Here toe? Doen ek nog wat God wil hê ek moet doen? The Great Commission. Maak ek nog disipels van nasies daar buite? Of is ek net 'n banksitter? Ek luister na die Dorcas. Dit is nie bevestiging wat die Dorcas gesê het, dat hulle 'n kamp gekry het. Gaan jy 2026 'n banksitter wees? Of gaan jy doen dat God sy purpose, sy doel in u bereik? Gaan jy disipels maak van nasies? Gaan jy siele wen vir die Here? Beloved, dit is my doel. Ek weet nie van u nie, maar die Here moet my help. Die Here moet my help dat ek van daardie trotse troontjie afklim. Dat ek van daardie selfsugtigheid ontslae kan raak. Van 'n siel. Een siel vir die Here. Een siel vir die Here is kosbaar. Is kosbaar. Dit is belangriker as 1000 siele. Kerk van God, is ons draers van medelee, of net deel van die skare. Voel ons ander se pyn.
sien ons anders se seer. Hierdie vrou was seer. Hierdie vrou was uitgeput. Maar al wat hierdie manne sien, is hulle sien Jesus. Hulle sien Jesus. Hulle wil rondom Jesus wees. Ek besef Martha en Maria, die een is besig met haar eie goed. Ja. En die ander een bevind haar in die presence van die Here, by Jesus se voete. Ek wil vir die bemoediger vir die vanmôre sê, dit is daar waar ek en jy moet wees. Kom ons kom by Jesus se voete uit, sodat ons die wil kan doen. Die Gees van God roep vanoggend sy kerk. En hy roep sy kerk vanmôre tot bewuswording en tot nederigheid en tot medelee. As ek nie kan kom nederig word nie, as ek nie soos 'n kindjie kan kom word nie, en as ek nie ander mense se seer kan dra nie, die woord van die Here leer vir my man, ek moet my broer se laste dra. Ek moet nie my broer se vuilwas moet dra nie, op sy besigheid weet nie. Maar I must be my brother's keeper. Am I my brother's keeper? Sure. Ons moet by 'n punt kom waar ons op 'n sy staan, waar ons plek maak vir mense wat desperaat is. Hierdie vrou was desperaat. Hierdie vrou, dit kon vir haar net 'n oomblik gevat het. Just the touch of the hem of his garment, and you'll be healed instant. God weet nie nog in ure en minute, sekondes, 'n oogwink, in 'n oomblikse tyd. As ek hoor iemand sê in 'n oomblikse tyd. Ja, hierdie vrou was in 'n oomblikse tyd. Toe hierdie disippels oopmaak, toe was hierdie vrou in 'n oomblikse tyd genees. Nou die naam laat my dink. Die man wat vir 38 jaar lê. Hierdie man lê vir 38 jaar by die bad van Bethesda. Die Bybel sê, almal wat aangekom het voor hom aangespring. Niemand was bereid om hierdie man aan die hand te vat nie. Ek en jy is nie bereid om ons broer en ons suster aan die hand te vat nie. Die pad word hier geroer. Maar ons hou baie draai rondom ons broers en susters. Maar ek wil aan buite gaan ek sê, ek het nog net 'n gehoordans. Maar ek het my broer gehelp hoordans. Het ek daar die man wat aan 'n gebrek ly, het ek hom aan die hand gevat en hom gehelp. Ek kon ek hom in die bad sit. Ek wil vanmôre vir julle sê, laat ons by daardie punt kom. 2026, dat ons omgee vir mekaar. Jesus kom. Ons sê elke dag sê ons, en die word gepreek van hierdie preekstoel af die dag. Ek draai nie, ek doe my gesonde vir die word gepreek van hierdie preekstoel af. Laat ons nie ons karakter, ons goddelike karakter verloor nie. Maar hoe baie verloor is hy karakter, man. As ek hy gebreklike man sien, as ek hy tik op klomp sien, dan draai ek my rug op hom. Ek wil vanmôre by jy sê, man, Jesus het nog nooit sy rug op jou gedraai nie. Jesus het nog nooit sy rug op ek en jy gedraai nie. En hy sal het ook nooit doen nie. Ek wil vanmôre vir die Here sê, dankie man. Dankie vir sy getrouheid. En ek kan vanmôre sê, ek kan uitroep vanmôre, great Lord is thy faithfulness. Ja, ons is so min getrou man. Maar die Here kom en die Here sê nog altyd, min was jy getrou, maar wat baie wil ek jou aanstel. Ons is net maar oor die aanstelling. Maar waar is die getrouheid? As ek en jy nog getrou, vat ek my broer aan die hand. 2026, ons praat van game changers. Maar change ek die game in my huis. Change ek die game in my gemeenskap. In die gemeenskap veroordeel ons daar die tikkoppe. Daar die mense wat verslaaf is aan drank. Ons beeld so van God en ons oordeel onsself. En ons draai ons rug toe op hulle. Ek wil vanmôre vir u sê, as die bad geroer word, as die bad geroer word, moet nie selfsugtig wees nie. Kom ons stel hom op. Kom ons sit hom in die bad. Jou seisoen is jou seisoen. Maar jou seisoen is sodat jy kan blom vir die Here.
Jy kan vrug dra vir die Here. Ek wil vanmôre vir julle sê, as jy vrug dra vir die Here, moet jy ook deel. Ja. Jy moet ook weet van deel. Jy moet nie selfsugtig wees nie. Ons moet nie selfsugtig ons raak nie, ons raak selfsugtig. Ons sê dit is myne. Wat ek van die Here gekry het, is myne. Ek wil vanmôre vir julle sê, dit is 'n leuen. Dit is 'n leuen. En jy put van die Here uit. Ja. Dit is nie joune nie. Ja. En dis wat God nie vir ons gesê het. Gaan uit. Ja. En gaan maak disippels van alle nasies. Ja. Ek wil nie sê die koninkryk van God gaan nie ongesien te word nie. Ja. Maak seker die wat hom nie ken nie. Maak seker die wat hom nie ken nie kan hom sien. Maak seker jy maak plek dat jou buurman by die Here uitkom. Maak seker jy maak plek dat daardie ongehoorsame kind tot gehoorsaamheid in die Here kom. Ja. Dit is ek en u se plig. Ja. Ek wil hê u moet vanmôre by die punt kom waar u verklaar. Ek weet nie waar is u nie, maar ek is vanoggend by daai punt. Ek wil vanmôre hê die Here moet my stroop. As 'n druiwewinger daar in die land staan en hy dra vrug en hy is vol vrugte en hy wingerd is vol, dan kom hy stroper en hy stroop die druiwewinger. Sy seisoen is klaar. Hy word gestroop. Hy kan daar gaan staan en al sy vrag en trouw en al sy pragtige trosse aan miskien uitvoer. Ek wil ek en u moet vanmôre by die punt kom waar ons sê, Here, stroop my van trots. Here, stroop my van my ego. Here, stroop my van alles wat u teenwoordigheid blokkeer. Laat ek nie die blokkasie wees vir my broer nie. Laat ek nie die blokkasie wees vir my suster nie. Here, leer vir my vanoggend om 'n brug te wees. Om 'n brug te wees. Leer vir my om bystand te bied, om hulp te bied. 'n brug is ons kort oorgang. Maklike oorgang. Nou dit moet ek en u wees. Dit is ook die gebed van my hart, dat die Here vir ons vanoggend moet leer om 'n deur te wees. Dat ek en u kan toegang, mense kan toegang bied tot die Here Jesus Christus. Dit verlossing tot vrymaking. Dit moet ek en u wees. Dit is ek en u se roeping. Ek en u moet nie alweer kom word nie. Ek kyk na Joshua se taak. Die Here sê vir Joshua, die vyand het jou al beroof by 2025. Maar die Here gee hom opdrag. Die Here sê vir Joshua, gaan Jericho toe. Jericho was 'n stad met 'n hoë muur. Nou hierdie muur het die volk van die Here weggehou. Van wat hulle gehad het. Hulle was beroof. Ons was in 25 was ons dalk beroof. U was dalk in 2025 in die jare voorheen was u beroof. Ek wil vanmôre vir u sê, u het in 2026 het u die kans om daardie muur te loop, om daardie muur te loop, om daardie
gaan breek af. Ek besef hierdie koning Hesekia lê op sy sterfbed. Hy kry 'n boodskap. Jy gaan sterwe. Kry jou huis in orde. Ja. As ek en jy so 'n boodskap kry op 'n nuwe jaar, beloved, ek kan jou waarborg. Jy sal die woestyn wil invlieg. Ja. Maar jy gaan sterwe. Ek wil vanmôre vir u sê, omdat hierdie koning 'n verhouding met die Here gehad het, omdat hierdie koning geweet het van oopmaak, omdat hierdie koning 'n behaag in die Here gehad het, en die Here 'n behaag hom gehad het, hy draai sy gesig na die muur toe, 'n muur van siekte. Daar's ook baie mure wat ek in u weghou. Dit is mure van armoede, mure van selfsug, mure van trots, mure van jaloesie. Ek gaan nie siektes op hulle name noem vanoggend nie, maar hierdie mure hou ons weg. Maar ek wil vanmôre vir u sê, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Ek wil vanmôre sê, draai jou gesig na die muur toe, en God sal hierdie muur vir jou afneem. Amen. Hy sê, beloved, as jou broer of jou suster se seisoen aangebreek het, dan moet ons juig. Ja. Sê die Bybel dan nie, ons moet bly wees saam met die wat bly is. Ek wil vanmôre jy bemoedig en sê, ons kan nie nuwe wingerde aanplant, indien ons nie eers die ou wingerd uitgehaal het, plek gemaak het, en gestroop het. Ja. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. En julle sal dit kan sien. Vir Joshua was dit 'n nuwe seisoen. Joshua het nie geskroom nie. Toe die Here vir hom toe hy oopmaak en hy sien die Here se beloftes, toe hardloop hy. En die Bybel sê hy het gegaan van oorwinning tot oorwinning. Ek en jy kan in 2026 gaan van oorwinning tot oorwinning, maar ons moet die regte ding doen. Dit is 'n nuwe seisoen. Ons staan in die begin van 'n nuwe jaar. 'n Nuwe seisoen breek aan. Die Here sê aan Noach, ek is Afrikaans, ek sê Noach. Die Engelse mense sê Noah. Die Engelse naam is ook Noah. Maar soms is 'n wakker dan sê ek Noach. Dan vraag ek my, wie is Noach? Nou, die Here sê aan Noah. Noah het dit nie maklik gehad nie. Ja. Kyk die vloed. Ja. Want hy moet in die gesig gestaan. Mense het hom gespot. Hoeveel van ons was nie gespot in 25 nie? Hanna was gespot. Deur wie? Nie deur wie, nie deur eie mense. Soms word ons gespot deur ons eie mense. Soms word ons uitgelag deur ons eie mense. Hy raak die blokkade in die kerk, in die huis van die Here. Maar luister wat sê die Here van Noah na die vloed in Genesis 8. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag, dit sal nie ophou nie. Seisoene sal in plek wees. 'n Nuwe seisoen breek aan. Nou beloved, in Prediker 3, Prediker 3 leer vir ons dat elke dag, elke ding sy tyd het. Elke seisoen het sy tyd. Ons kan nie appels pluk in die somer nie. Ons kan nie oes in die winter nie. Ek wil vanmôre vir u sê, elke ding op hierdie aarde het 'n bepaalde seisoen. Dit het 'n bepaalde tyd. Maar weet dat God is in beheer van jou seisoen. God gaan jou nie in 'n season sit. Dan is hy nie daar nie. Hy is
Emmanuel. Ja. God met jou. Hy is in alles wat hy daar is. Elke seisoen. En elke seisoen, want dit is sy seisoen. Ja. Ja. Dit laat my dink aan Elder Serap se boodskap. Ek wil die vanmôre encourage. Die Egiptenare agter die Israeliete aan, wat hulle daar voor daardie groot see staan, wat Moses nie weet wat om te doen nie. Ek wil die vanmôre oggend bemoedig en sê, God het al reeds geweet wat gaan hy doen. Ja, ja. God het al in Genesis, toe hy die see gemaak het, het hy aan die see, die Bybel sê, het hy die see gebeld, hy het het opgemaak, hy het 'n skeiding gebring tussen hemel en aarde, in die see. God het al geweet, hierdie skeiding gaan my volk nodig kry, as hulle moet uit, as hulle geagtervolg gaan word, deur daardie Egiptenare. True, ja. Hy sê ook, toe hy die mens vorm, toe God die mens gevorm het, sê hy, ek gee vir jou heerskappy, dominion, oor die visse en oor die see. Ja. So Moses, God het al geweet, in die begin. God het al 2025 geweet, wat God by u in 2026 gaan doen. Amen. Want hy is God. Halleluja. Ek wil die vanmôre bemoedig en sê, elke seisoen bring groei. Sommige seisoene is vol vreugde en ander is vol uitdagings. Ja. Maar ek kan nie waarborg, elke seisoen in 'n gelowige se lewe bring geestelike groei. Amen. 'n Nuwe seisoen bring nuwe hoop. Met elke nuwe tydperk kom nuwe deure, nuwe geleenthede. Ja. 2026 dan gaan nuwe geleenthede kom. Amen. Vir ons matrikulante. Ja. Vir die wat werkloos was. Yes. Vir die wat dink hy is die swakste. Ja. Vir die wat dink sy familie is die swakste. God gaan niets doen. Amen. Hy beloof dat dan in sy woord, hy sê dit in sy woord. 'n Nuwe seisoen bring nuwe hoop. Met elke nuwe tydperk kom nuwe deure, nuwe geleenthede. En moenie vergeet nie, genade kom met dit. Amen. Halleluja. Beloved, kom ons bly getrou in ons seisoen. Soms verstaan ons nie die pad nie. Soms roep God ons om getrou te bly in gebed, in geloof en in liefde vir ander. As ek in u 'n liefde vir ander het, dan sal ek in u oopmaak. Dan sal ek in u oopmaak. Dan sal ek in u ons broer, ons suster aan die hand vat. As al maak hy broer hoeveel foute, ek in u sal hulle aan die hand vat en ek in u sal hulle teregwys. Maar ek en u kan nie oordeel nie. Die oordeel kom ons nie toe nie, want ons het nog nie gearrive nie. Ek wil sê vanmôre, as u dink u het gearrive, jy maak 'n fout. 2026 is die seisoen waar jy gesnoei gaan word. Daai bietjie snoei van 25 was niks. Daai was net seer, u staan nog altyd. U staan nog vanmôre hier. Hoekom staan u vanmôre hier? Uit genade. Ek was gesnoei, ek was gekastei. Paulus en Silas sit in die gevangenis. Prys die naam van die Here. Hulle besluit man, die blydskap van die Here was hulle beskutting. Hulle is in die gevangenis, hulle is gebonde, hulle is vasgeketting, hulle besluit om middernag, man, ons gaan die Here loof, ons gaan die Here prys. En nie verward nie. Ek dink by hulle het dit nie gegaan om die deurbraak vir hulle nie, maar dit het gegaan om die deurbraak vir daardie bewaarders. Jy kan het lees in Handelinge 16. Daardie bewaarders sien hier staan die manne, hierdie manne is vry, kettings is losgebreek. Die Here wil die kettings van jy losbreek, sodat die kinders gered kan word, sodat die gemeenskap gered kan word. Dit gaan nie meer oor ek en u nie, ek en u wat hier sit, ons is gered, maar dit gaan oor die een wat ons vasmaak. Die een wat Paulus wil toegesluit het, hy kom vra, wat moet ek nou doen? Hy sê waarlik waar, jou God is die God
van bevrijding. Ja. En Paulus sê vir hom, gaan, sodat jou huisgesin gaan vertel vir hulle, sodat hulle ook gered kan word. Ja. Prys die naam van die Here. Nou beloved, dit gaan nie meer oor ek en u nie. Ek en u is alright, maar ek en u moet die deur wees. Ek en u moet die toegang wees vir ander se redding, vir ander se losmaking, se vrymaking. Ek wil vir u sê, soms as die snoei maar seer, ja, jy kan nie goed raak. Hy word sommer gesnoei en hy word pak gegee. Maar hy staan. Ek wil vanmorgen bemoedig en sê, staan vas. Staan vas in geloof. Staan in die seisoen. Ons sing hy koorkie, ons staan altyd as sing ons hy koorkie, man. Ek is die sout van die aarde, en die son van die aarde. Nou as jy die sout van die aarde is, ek wil die vraag vanmorgen, beloved, moet nooit die geer verloor nie. Jy is die licht van die wereld. Laat die licht skyn. Laat die licht skyn. Wees 'n stad. Ek dink hy koorkie sê, I'm like a city on a high hill. Wees 'n stad, man. Be a beacon of hope in the community, in die kerk, in jou werksplek. Wees die deur, sodat hy ongeredde kan toegang vind. Moenie dink om net aan Jesus te hardloop en te loop. Dit is jou ticket nie. Ek wil vanmorgen vir jy sê, jy gaan die bus mis. Jy gaan die bus mis. Staan in die seisoen. U is die sout van die aarde en die lig van die wêreld. U is die kop en nie die ster nie. Ek wil vanmorgen ek wil 'n uitnodiging maak. As u vanmorgen staan en u sê, u is weer plek waar u sê, ek is swak, soos Gideon gesê het. Gideon sê, ek is swak. My familie is van die swakstes. My familie is van die nederigstes. Ek wil vanoggend vir u sê, kom in die nederige, eenvoudige vorm, want die woord van die Here leer vir my. Those who humble themselves, sê die Here, I will lift them up. Op die regte tyd. Op die regte tyd. U het vanoggend 'n geleentheid. As jy voel jy is by 'n plek, maar jy voel hulpeloos, jy kan vanmorgen kom. Die altaar is vanmorgen oop. Ons sal saam met u bid. As jy voel, die seisoen het nie vir jy gewerk in 25 nie. 2026 is die seisoen. 2026 gaan die vrugte dra. 2026 gaan hy kind gered word. 2026 gaan hy man gered word. 2026 gaan hy buurman van u gered word. 2026 gaan hy kaste oorloop. 2026 gaan die Here aan u voorsien. Hy is Emmanuel. Hy is God met ons. Hy is in alles, man. En hy is tot alles in staat. Hierdie vrou, vir 12 jaar het sy gelei. Maar toe sy soom aanraak, onmiddellik was sy genees. Ek wil die vanmorgen bemoedig en sê, dit mag 'n ander jaar wees. Die jaarsyfer kan verander, maar ek wil die vanmorgen bemoedig, Jesus verander nooit. Hy is gister vandag. Hy is tot in alle eeuwigheid. Hy is nog dieselfde Jesus. Hy is nog dieselfde Jesus. Hy wat die goeie werk, ek kan het anders sê, ek sal het herhaal. Hy wat die goeie werk in u begin, hy is in staat om het te voltooi. En hy wat u tot hiertoe gebring het, hy is in staat om u verder te vat. Mag die Here u seën en mag hy sy woord